Letitia Nel op Facebook, die 23ste Desember. Goeiemôre, ek het gisteraand op 2 boodskappe afgekom waar mense vra vir kos. Ons, Thabo Mokeng, New Beginnings en Chasing Shadows, vat hand met 4 ander persone om vir 100 mense op Kersdag 'n bord curry en rys te gee. Stuur asseblief julle adresse of 'n WhatsApp vir ons op 0712485120 of 0780986601. Dis vandag die 24ste Desember. Kom ons hoor, hoe loop dit af? Wat kan nou lekkerder wees as om 'n dag voor Kersfees so in die natuur te sit? Pragtige plek. Julle sien nou nie die res nie, maar hier onder loop die Vaalrivier verby 20 tree van hier af, is groen. Dis mooi. Die plek se naam is Jumanji. En ja, wat kan ek doen? Ek kan net voorstel, Hendrik en Letitia. Ja, dankie dat ek hier is. Baie dankie. Ons waardeer dat jy aangekom het en goed en tyd in jou besige skedule vir ons uit reik het en goed, so net so voor Kersdag en goed. Ja, ons was 'n bietjie besig geweest, maar alles gaan oor die gemeenskap hier so in Parys. Okay, en hier sit ek. Ek het uitgekom omdat ek baie nuuskierig is en wil hoor, want julle het spesifiek betrokke geraak vandag hier in Parys se gemeenskap. Letitia, wat het julle gedoen? Ons het 300 pakkies lekkers van 500 gram uitgedeel aan al die kindertjies van Vredefort, Parys, te Mohole, Skonkenwil, wat minder bevoorreg is. Ons het op ons Facebook het ek spesifiek navraag gekry van 'n vrou wat sê sy's in trane want sy kan nie eers haar kinders 'n bord kos gee vir Kersfees nie, en hulle kyk net uit na ietsie. En dit het my net hard geslaan dat daar werklik kinders is wat dis Kersfees. Maatjies by die skool praat van Kersfees en my mamma en pappa het nie werk nie. Dis hartseer. Bitter, en jy weet, dan kyk ek ook na hoe gelukkig party mense se kinders is wat absoluut die grootste Kersgeskenke kry. En dan kyk jy na hierdie kinders wat 'n pakkie lekkers waardeer, het 'n glimlag opgesit. Ja. En die woorde thank you. Jy weet dit slaan. Het jy groot ondersteuning gekry uit die gemeenskap? Baie. Ek moet vir jou sê, oupa Lou en tannie Mariet op die daar verby die silo's het vir ons die lekkers geskenk. 75 2 kg pakke lekker. Alla wêreld. Hy het dit by die fabriek in Johannesburg gaan haal en ons het dit gaan afhaal. Buiten dit 'n vriendin van my van Centurion het vir my lint en plastiese sakkies en daai goed gegee. Sy het geld inbetaal vir môre se storie ook. So wat gebeur môre? Môre gaan ons kos uitdeel, curry en rys vir al die minder bevoorregte mense. Dit beteken nie net die op straat nie, maar daar's baie mense wat in huise bly. Ja. Wat dit swaar gaan. Party sê hulle weet nie eers hoe gaan hulle huur die eind van die maand betaal nie. En vir hulle wil ek net sê, ek en Hendrik en die community wil net sê, daar's vir julle 'n bordjie curry en rys. Want as ek vanaand met 'n vol maag gaan slaap en ek moet weet daar's mense wat honger gaan slaap, is dit regverdig? Ek voel net vir al die kindertjies. Vir my, vir al die kinders. Die kinders lê my baie na in die hart. So môre het julle nou weer, vandag was dit nou lekkers, 'n pakkie lekkers vir die kindertjies, môre is dit 'n bordjie kos. 'n curry en rys. Curry en rys. Ja. Vir almal. Vir die volwassenes en die kinders. Korrek. Ja, ons gaan 100 borde ete maak en goed, vir curry en rys, meestal vir die groot mense, maar die kinders gaan net kleiner porsies kry. Ja. So ons het gevra, ons gister van winkel na winkel gestap en goed en vir die mense gevra, luister net 'n 10 of 'n 20 rand en goed, dit sal julle help. En ons het redelike terugvoering gekry. Die mense het ons regtig ondersteun hier van Parys en ons wil net baie dankie sê vir hulle, vir die community en goed vir die samewerking. Ek het eintlik nie geglo dat Parys se hand van openlik so sal oopgaan en goed nie. En ons wil net namens die mense van Thabo Mokeng en New Beginnings sê baie dankie vir hulle ondersteuning. Sonder hulle kon ons dit nie gedoen het nie. En ek dink dit sal 'n jaarlikse instelling word en goed, ons het maar nou getoets en ons sien daar's 'n groot
tekortkoming en goed, so ek glo dit sal 'n jaarlike instelling raak en goed hier in Parys. Dis wat ons graag Sê wil weer doen. daai naam, Thabo Nokeng, New Beginnings. Thabo Nokeng, Ja, New Joy Beginnings. from a river. Joy from A a river river. Ja. to a new beginning. Is dit wat hierdie is? dit is waaroor Thabo Nokeng staan, ja. Ek het baie navorsing gedoen, veral oor die UNESCO Vredefort Dome en goed, en ons het gekyk na die area, en omrede ons hierso, maar ons sit nou seker 8-9 meter van die rivier af, en hierdie is Joy of the River, verstaan, so ons wil joy to the community ook bring en goed, en ons wil kyk hoe ons die ekotourisme ook nou nog hierso in Parys kan bewerkstellig en goed, dat ons internasionale mense kan kry om die ekonomie te bevorder. En dan ook nou nog kan ons kyk of ons skills development kan doen vir die mense en community upliftment. Ons wil regtig 'n verskil maak in hierdie area en goed Maar dat die Hendrik, mense. dis jy het vreeslike groot planne. Ek glo dit kom van die Here af en goed. As jy nie groot droom nie, gaan mens nie groot resultate kry nie. Jy gaan hierdie fasiliteite, hierdie pragtige Jumanji gaan jy beskikbaar stel vir hierdie Dis wat ons gaan doen, ja. visie, Dis vir die reg, droom. Ja. Wat? Ja, dis reg. Okay, daar's hy. Ek gaan julle nie verder vertel nie want ek weet daar gaan 'n volgende geleentheid kom in die nuwe jaar om oor al hierdie dinge te praat en dit vir die gemeenskap te vertel en te wys. Sakkie, ek kan jou ook sê, ons gaan die begin van Januarie begin met 'n skoolprojek. Daar's baie kindertjies wat se ouers nie weet waar kom hulle pakkie skoolbehoeftes vandaan nie. Ja. So ons is nou besig om baie erg te soek na sponsorship vir daardie kindertjies, laat hulle met hulle skryfbehoeftes kan skool toe Maar gaan. Letitia, ons het mos sulke organisasies, help mekaar van Solidariteit AfriForum. Hulle doen mos so 'n skoolprojekkie. Ek weet jy, hulle doen dit, maar nie almal is bereid om uit te gaan en te sê hoorie ek sukkel nie. Ja. Ons krap 'n bietjie. Ek het verskeie mense wat my laat weet in Parys se gemeenskap. Letitia, daai mense kry baie swaar. Kan jy nie kyk vir skoolklere nie. Daai mense is nie in Parys. Ek het gister het ek byvoorbeeld by 'n oom Attie en sy vrou, een van die vrouens bly in Uniestraat in 'n motorhuis met haar 17-jarige kind. Sy het Parys toe gekom, sy het 'n werkie hier gekry en die plek het toegemaak. Nou sit sy en haar kind in 'n motorhuis. En die kind gaan volgende jaar matriek toe. So ons moet vir daai kind kyk vir matriekklere. Goed. Ons gaan vir ure hier sit want die nood is groot. Is ek reg? Ja. Die nood is groot. Julle ouens reik uit na daai waar die nood so groot is. En ek dink vir dit moet ons vir hulle dankie sê. En ons moet sê as jy vir Letitia en vir Hendrik wil ondersteun in hierdie saak, doen so, dis vir 'n goeie doel. Kry vir hulle, Letitia is op Facebook. Hendrik, weet jy waar jy is nie? Op WhatsApp en al daai goed. En ons is op Facebook, ja, die mense het nou ons nommers en al daai dinge. Ja. En ons probeer ook gesinne anoniem hou en goed dat ons nie sê wie dit is en goed nie so. Hulle kan ons skakel en ons sal anoniem bly. Dankie julle twee. Baie dankie, Baie Sakkie. dankie, ons waardeer van jou kant af. Dankie dat jy en jou vrou gekom het vandag. Ja, En julle moet 'n naweek kom hier sit en net ontspan. kom visvang. Rindie, is jy reg vir visvang? Sy sê sy is. Tot wederom. Dankie. Dankie.